is goed om vanaand terug te wees by julle. Dit lyk of ons 'n bietjie minder mense het hierso, maar ek weet van 'n groepie wat dalk nog op pad is. En anders sal ons mee opvolg. Dalk het hulle geskrik vir gisteraand se lesing. Kom ons bid saam. Here, U woord is waarheid. En wat ons daarvan dink, verander nie die waarheid wat daarin is nie. Ons gevoel is nie die bepalende faktor van wat waar is nie. U is waarheid, U woord is waarheid. En dit staan op sy eie krag en sy eie gesag. En ek bid dat U my vanaand hier sal wegneem, dat ek nie gesien sal word nie, dat die waarheid wat in U woord is sal uitkom, vir dit self spreek. En ek vra dat U ons asseblief sal seën en ons baie naby sal wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So, val my keel, so hierdie gaan help, dankie. Moet nog een. Gister was ek braaf. Dit beteken ek reën nat op die motorfiets gisterand. En ek het so 'n bietjie van 'n keel wat nie lekker is nie. Alright, so. Ons het gisteraand begin oor die Sabbat. En ons het hom amper so half stomp gestop. So gesels oor die ontstaan van die Sabbat, die God se perspektief van die Sabbat, die verbondsteken wat ingestel is, sodat daar 'n bewys van die verhouding tussen mens en God kan wees. En die Sabbat dien as daardie sertifikaat dat daardie verhouding wel bestaan, dat God daardie verhouding wil hê met ons, en dat ons die geleentheid het om op hierdie spesiale dag wat hy in plek gesit het, daardie verhouding te kan ontwikkel met hom. So, ons gaan 'n bietjie verby hierdie slide gaan vanaand, want ons wil uitkom by die res van die verhaal. Die res van die Sabbat verhaal. Want baie mense kom dan en hulle vra dan die vraag, maar wat dan van Sondag? Wat dan van Sondag? Hoe het ons gekom by die plek waar ons dan op 'n Sondag kerk toe gaan? Nou, eerstens, voordat ons by daai vraag kom, moet ek 'n disclaimer gee. En hierdie disclaimer is dat hierdie lesing is nie om aanvallend te wees teenoor enige ander geloofsgemeenskap nie. Ek is van mening en oortuig in my hart, deur ondervindings wat ek met mense gehad het, dat daar verskriklike mooi kinders van die Here is in enige geloofsgemeenskap. Dat in enige kerkomgewing daar mense is wat die Here opreg dien, met liefde dien en lief is vir die Here. As ons net teruggaan na ons eie voorgeslagte toe, het ons 'n godsvreesende voorgeslag gehad. Mense wat die Sondag geheilig het, asof dit Sabbat is. Want hulle was oortuig in hulle harte dat dit die regte ding is om te doen. Wat gebeur vandag op 'n Sondag in die samelewing? Ons kerke is leeg. As daar mense by die kerke is dit niks om van die kerk af gou by die winkel te stop en 'n paar goedjies te koop, of die radio aan te sit, of die TV aan te sit. Iets wat selfs ons voorgeslagte voor sou sidder. Want hulle het geglo daaraan dat God se Sabbat nog van krag is. Ons het gisteraand gesien dat hulle die dag verkeerd gehad het. Maar die punt wat ek wil maak is dat hierdie is nie 'n veroordelende lesing nie. Dis nie om te sê mense wat hierdie nie weet nie, of nie verstaan nie, of nie reg toepas nie, almal bose, slegte kerkmense is en hulle moet vermy word nie. My voorgeslagte is mense wat getrou was, sover dit hulle kennis gestrek het. Sover dit wat hulle tot hulle beskikking gehad het, getrou beoefen. Dit beteken nie dat jy en ek moet vasgevang wees in dit wat ons voorgeslagte geglo het nie. So, tot onlangs toe,
'n paar dekades terug, was daar nie iets so satelliete wat in die lug beweeg het nie. Satelliete was 'n vreemde. 1 of 2 miskien. Gaan nog 'n paar dekades terug, gaan 'n eeu of so terug. Was daar geen bewys in terme van iets wat ons kan sien, dat hierdie aarde lyk soos ons vandag weet, hy lyk nie. Nou hierdie gesprek is nou nie oor 'n plat aarde gesprek nie. Ek wil nie hierdie geveg aanpak met mense nie. Ek staan hier met die voorveronderstelling dat ons almal glo die aarde is nie plat nie. As jy glo dat hy plat is, kan ons na die tyd gesels val. Dis die klub hierdie. Dis die klub. Okay, dis dit hulle daai. Ons is aan jou kant. maar tot 'n paar eeue terug nog was die aanvaarbare siening dat die aarde is plat. Die aanvaarbare siening die aarde is plat. En dit was ondenkbaar dat iemand rondom die aarde kan seil. En toe hierdie mal ou met die naam Christopher Columbus kom en sê ek gaan om die aarde seil, is hy uitgelag. Hy het gesê ek gaan van Europa af reg rondom gaan tot by Indië, want ek soek 'n kort pad Indië toe. Hierdie ding hier rondom Afrika, dit werk nie meer vir ons Europeërs nie. Mense het gesê sy skip gaan van die eindpunt van die aarde afval. Hy moet oppas. So ver terug, soos 250 voor Christus, word die aarde die eerste keer deur die Griekse sterrekundige Eratosthenes beskryf as 'n sfeer, 'n bal. 250 voor Christus is hierdie eerste ou wat dit sê. En tog deur al die eeue nadat hy dit gesê het met sy redenasies hoekom hy dit sê, het mense nog steeds geglo die aarde is plat. In die 17de eeu kom daar wetenskaplikes soos Galileo en Copernicus en hulle sê nee, die aarde is rond en daardie mense word aktief vervolg deur die Christenkerk omdat hulle sê die aarde is rond. Die Christenkerk begin hulle vervolg want hoe kan julle so 'n belaglike stelling maak? Julle is besig om mense op die verkeerde pad te vat met hierdie ding dat die aarde rond is. Die aarde is plat en ons as kerk glo dit. En dit is interessant vir my hoe iets aanvaar word sonder dat dit ondersoek word in die samelewing. Nog 'n interessante voorbeeld. Hoeveel bene het 'n spinnekop? Algemene kennis vir ons, né? Spinnekop het 8 pote. Niemand twyfel daarin vandag nie. Maar vir meer as 20 eeue het mense geglo 'n spinnekop het 6 bene. En ek kan nie verstaan hoekom nie, want jy kan sy bene gaan tel. Maar dit is opgeteken. Dit is spinnekop het 6 bene. 350 voor Christus skryf die Griekse filosoof Aristotel van 'n spinnekop met 6 bene. Nou, dis vreemd vir ons lag vandag alhoor, want ons weet 'n spinnekop het 8 bene. Maar hoekom het mense dit vir eeue bly glo? Eers 20 eeue later kom daar 'n wetenskaplike met die naam Lammerich en hy begin spinnekoppe weer ondersoek en hy sê maar vir hoeveel eeue glo ons hierdie ding het 6 bene maar het eintlik 8. En dis iets waaroor ons lag want ons kan ons nie indink dat die mensdom vir so lank so fout kon maak nie. Is dit moontlik dat daar in die Christengeloof ook 'n lering is wat generasie vir generasie oorgedra word, maar wat nie waar is nie? Is dit moontlik dat iets vir ons voorgehou word as waarheid, omdat my ma en my pa dit geglo het, en omdat my oupa en my oupa dit geglo het, en omdat die mense voor hulle dit geglo het, en dis hoekom ek dit nou maar glo, want dis so groot geword het. Maar dat dit dalk nie Bybelse waarheid is. Ons sien in die Bybel dat daar 'n weeklikse afspraak gemaak word tussen God en die mens. En hierdie weeklikse afspraak gaan baie lank terug, voor Galileo met sy ronde aarde teorie, en voor Lammerich met sy spinnekop het 8 bene teorie. Hierdie weeklikse afspraak gaan
duisende jare terug. En ons het gisterand gesien, in die eerste boek van die Bybel lees ons, God het die 7de dag op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het, en God het die 7de dag geseën, wat ons gesien het beteken, hy het dit 'n dag van geluk gemaak, gelukkige dag, hy het dit geheilig, deur sy eie teenwoordigheid, eenkant gesit vir 'n doel, omdat hy daarop gerus het van sy werk, wat God geskape het deur dit te maak. Voor sonde nog in hierdie wêreld gekom het God al 'n verhoudingsteken gegee vir die mens. Nou baie keer kom hier die vraag, okay, maar al die feeste van die Ou Testament is daarmee heen. Hoekom nog die Sabbat hou? Juist vir hierdie rede. Elke fees in die Ou Testament is daar gestel om op 'n manier simbolies te wees van hoe God die sondeprobleem oplos. En elke een van hierdie feeste gaan gepaard met offers. Die offer van diere. Om simbolies na die lam van God te wys. Jesus Christus wat sou kom. Die Sabbat is nie in plek gesit om die sondeprobleem op te los nie, want die Sabbat is in plek gesit voor sonde op die toneel verskyn. Dit is nie 'n oplossing vir die sonde nie. Of daar nou sonde is of nie, die Sabbat was alreeds in plek. Dit is ook die een dag wat God gesê het, of die een gebod ten minste, wat God gesê het uit die 10 gebooie uit die 10 beginsels uit van goddelike liefde, om te onthou. En ons het gesien dat 'n beter vertaling is waarskynlik nie gedenk nie, maar onthou. Soos die Engels dit sê, remember. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, en dan gaan die teks aan en sê, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here, jou God. Nou, ons het gisterand gesien, dat die Bybel, en veral die nuwe vertalings, identifiseer selfs op watter dag val die Sabbat. En nou kom die vraag, ja, maar die dag nie dalk ergens verander in al die eeue nie. Hierdie wêreld het so baie geskiedkundige verskywings en veranderings gehad, en politiekery en sosiologiese aanpassings en allerhande goed het gebeur in die laaste 2000 jaar. Hoe weet ons dit is nog steeds dieselfde dag as wat dit in die Bybelse tyd was? Wel bloot omdat daar geen geskiedkundige bewys is, net daar verby gaan by hierdie aankom, omdat daar geen geskiedkundige bewys is, dat die siklus van die week nog ooit verander is nie. Die kalender is verander, en ons moet net vinnig daaraan raak. So tot en met 1582, 1500 jaar, word die Juliaanse kalender gebruik. En dis 'n ander kalender, as wat ons vandag 500 jaar later ken. Die Juliaanse kalender, hy is anders, sy maande is anders ingedeel. Die hoeveelheid dae wat in 'n maand is, lyk anders. Maar die siklus van die week in die Juliaanse kalender is nog steeds Sondag tot Saterdag. Dit is 'n Romeinse kalender wat gebaseer is op die Romeinse dae van die week wat kom van die verskillende hemelplanete af. Sondag, Maandag, Tuesday, dan is daar Wednesday, Thursday. Dis alles kan afleidings gemaak word van sekere planete wat in die hemel reis. Uiteindelik Saturday, Saturnus. En hierdie Juliaanse kalender begin by Sunday, dit eindig by Saturday en dan begin die week weer van voor. 1582 kom Paus Gregorius op die toneel. En Paus Gregorius sê, ek wil 'n ander kalender hê. En hy stel 'n ander kalender in die westerse wêreld bekend. En dit is die kalender wat ons tot vandag toe nog gebruik, die Gregoriaanse kalender. Met die maande soos ons dit het, die indeling van die hoeveelheid dae wat elke maand het, en die name van die maande. Maar nog steeds verander die weeklikse siklus wat op 'n Sondag begin en op 'n Saterdag nie. Daar kom wel 'n verandering in datums. En hierdie is 'n interessante verandering. Want om die kalender in ooreenstemming met die seisoene te bring, is daar 10 dae te veel in hierdie kalender.
En die 5de Oktober is waar Paus Gregorian sy verandering maak hy die 15de Oktober. Hy al 10 dae uit die heel eerste jaar uit. En hy begin 'n nuwe siklus. So 10 dae minder uit die heel eerste jaar uit, maar nog steeds die 5de Oktober van 1582 bly nog steeds op dieselfde dag as wat dit was. Dit verander nie die siklus van die week nie. En dis die enigste verandering wat nog ooit in die kalender gemaak is. Daar's geen geskiedkundige bewys dat eers in die verlede die weeklikse siklus ooit aangepas is. As die weeklikse siklus verander sou wees, van Adam tot by Moses, is ek seker dat God sou vir Moses deur sy inspirasie gesê het, eers in jou 5 boeke moet jy die mensdom terugbring na die regte Sabbat toe. As die weeklikse siklus verander is van Moses af tot by Jesus, is ek seker die apostels sou eers in hulle Nuwe Testamentiese geskrifte verwys het na 'n nuwe Sabbatdag. Maar ons vind dit nêrens in die Bybel nie. Inteendeel lees ons, en hierdie is 'n baie interessante stelling deur die United States Naval Observatory. So hierdie is 'n staatsinstelling van die Verenigde State. Dit is die vloot se sterrewag. En hierdie skrywer is die direkteur van daardie sterrewag. En hy skryf, "We have had the occasion to investigate the results of the works of specialists in chronology. And we have never had the slightest doubt about the continuity of the weekly cycle since long before the Christian era there has been no change." So die staatsinstelling van die Amerikaanse vloot se sterrewag sê, die weeklikse siklus soos ons dit het, is nog steeds wat dit nog altyd was van voor Christendom af. Nou vanaand gaan ek vir die wat nie van geskiedenis hou nie bietjie verveel. Ek is so 'n bietjie van 'n geskiedenis entoesiast. So vanaand as julle nie van geskiedenis hou nie, ons het gisteraand diep in die Bybel ingegaan oor die Sabbat. Vanaand gaan ons bietjie vra wat het in die geskiedenis gebeur met hierdie Sabbat storie, hierdie Sabbatdag. Hy gaan verder, hy sê, "In our calendar in past centuries," so kom ons lees dit weer uit daar, "and there has been no change in our calendar in past centuries that has affected in any way the cycle of the week." Hierdie is 'n sekulêre staatsinstelling van die Amerikaanse vloot wat hierdie stelling maak. Ortodokse Jode vier van die uittog uit Egipte uit tot vandag toe nog op dieselfde dag, die Sabbat. As jy gaan rondbeweeg in Joodse gemeenskappe op 'n Saterdag, vind jy is alles toe. Dis wanneer die Jode Sabbat hou. Nou die Jode is skuldig aan baie valse begrippe en verstande van God se woord. En ek sê nie ons moet die Jode volg omdat hulle die Sabbat hou nie, maar ek sê dis een van die clues, een van die leidrade wat ons kan gebruik om te sien dat hierdie dag is nog steeds op dieselfde weeklikse dag as wat dit deur al die eeue was. As die Bybel ons enigste bron van inligting was, sou ons nog steeds kon bepaal watter dag die 7de dag is. Al het ons nie enige van hierdie ander inligting gehad nie, sou ons dit nog steeds kon bepaal. Dit was die dag van die voorbereiding. Die dag waarop Jesus gekruisig is. Die voorbereiding van wat? Waarvoor berei hulle voor? Hulle berei voor vir die Sabbat. Want daar is sekere goed wat hulle nie op die Sabbat doen nie, wat hulle op die vorige dag doen. So die dag van die voorbereiding, die Sabbat wou aanbreek, die vroue wat saam met hom van Galilea gekom het ook hom gevolg en die graf gesien en hoe sy liggaam neergelê was. En daarop het hulle teruggegaan en speserye en salf berei en op die Sabbat gerus volgens die gebod. So in Jesus se tyd kan ons al sien wanneer is die Sabbat. Want die Bybel sê vir ons die dag na sy kruisiging is die Sabbat. En ons weet Bybelse geskiedenis
Christen geskiedenis is dit eens dat Jesus is op Vrydag gekruisig, die Vrydag van die Pasga. So daar's geen twyfel daarin nie. Hier en daar een of ander ou wat opspring en met datums wil speel en sê Jesus is op 'n Woensdag gekruisig. Daar's geen amptelike Christen, ernstige Christen geskiedkundige wat dit aanvaar nie. Jesus is op 'n Vrydag die dag voor die Sabbat gekruisig. Ons lees verder, en veral die nuwe vertaling, Matteus 28, ons het gisteraand na Lukas tekste verwys, Matteus 28 doen hulle dieselfde mee. Na die Sabbatdag toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gegaan. Hier is die identifisering van wanneer hierdie Sabbat is, wat Jesus en die disippels hou. Nou oké, ja, Jesus en die disippels was Jode. So, miskien het hulle net by hulle kultuur en hulle tradisie gebly. Gisteraand gesê, Jesus is nogal bekend daarvoor dat hy homself nie steur aan die kulturele norms van sy tyd. Hy hou daarvan om teë te gaan. So as dit iets was wat hy wou teëgaan, sou hy dit gedoen het. Maar wat gebeur met die Sabbat in die eerste kerk? In die vroeë kerk? Kom ons praat daai eerste 50 jaar van Christendom. Die tydsvak wat Handelinge, die boek Handelinge aanspreek. So Matteus, Markus, Lukas en Johannes is die verhaal van Jesus se lewe. Die boek Handelinge vertel die geskiedenis van die vroegste kerk. Van die hemelvaart tot later in Paulus se lewe. Dit dek daai geskiedenis. 40-50 jaar van Christen geskiedenis. Wat het die eerste Christene gedoen? Nou, hulle het van Perge af, dis die apostels, verder gegaan en in Antiochië en Pisidia aangekom en hulle het op die Sabbatdag in die sinagoge gegaan en gaan sit. En toe die Jode uit die sinagoge gaan, het die heidene versoek dat daardie woorde op die volgende Sabbat tot hulle gespreek sou word. Nou moet ons net vir 'n oomblik hier stil staan. Hier is Christen predikers, die apostels. Hulle kom, hulle preek in hierdie sinagoge, Joodse sinagoge op 'n Sabbat. Maar die heidene van die dorp kom luister ook na wat hulle te sê het. En die Jode word kwaad vir hulle. Die Jode daar in Antiochië word kwaad vir hulle en wil niks met hulle te doen hê oor die Christen boodskap wat hulle bring. Maar die heidene in die dorp, die wat nie van Joodse afkoms is nie, hierdie boodskap tref hulle harte en hulle sê ons wil meer hoor. En wanneer vra die heidene vir hulle, kom preek weer vir ons op die volgende Sabbat. Nou hierdie sou die ideale geleentheid gewees het vir die apostels om te sê, dis nie nodig dat julle wag tot volgende Sabbat nie. Môre is eintlik die dag van die Here. Môre is eintlik die dag wat ons die opstanding vier. Kom môre, kom luister môre. Maar hoor wat sê die teks. En op die volgende Sabbat het byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor. Die apostels gebruik die Sabbat om te preek. Nie net vir die Jode wat Sabbat hou nie, maar vir die heidene wat die ideale geleentheid sou gewees het om hulle in te trek in 'n nuwe aanbiddingsdag, maar hulle doen dit nie. In die boek Handelinge is daar 9 verwysings na Sabbat. Die eerste kerk. 9 verwysings en 84 keer of 84 Sabbate word uitgelig in daai 9 verwysings. En nie een keer in die boek Handelinge kom die term die dag van die Here of die opstandingsdag of opstandingsviering tevoorskyn. Nie een keer nie. Maar 84 Sabbate word uitgelig wat deur die apostels gehou word as die eerste Christen kerk. Wat vir my sê dat hierdie mense heg nog steeds dieselfde waarde aan hierdie dag as wat dit gehad het van die begin af. Hierdie stigters van die Christenkerk, die voorlopers van Christendom, die eerste 50 jaar van Christendom hou die Sabbat.
Dit verander nie by die kruisiging nie. Ja, ek was so klein seentjie. Toe bied iemand hier so 'n soortgelyke lesing aan. So ou oomie. En hy het sy karsleutel so gevat. Hy het dit so neergesit en gesê ek gee my kar vir enige iemand wat vir my uit die Bybel uit kan wys. Dat die Here het Sabbat onderhouding vervang met Sondag onderhouding. En dis nou nie my styl om dit te doen nie. Maar so oortuigend is dit dat daar nêrens in die woord enige verwysing is dat die dag van aanbidding vir Christene verander ergens in die Nuwe Testamentiese era. Dit gebeur nie. Hierdie is 'n baie interessante stelling wat gemaak word deur die Dr. Peter Heilen van die Kerk van Engeland, the Church of England, die Anglikaanse kerk. En hy skryf in History of the Sabbath, skryf hy, take which you will. Either the fathers, met ander woorde die kerkvaders, die vroeë Christene, or the moderns, met ander woorde meer moderne teologie. And we shall find no Lord's Day instituted by any apostolic mandate, no Sabbath set on foot by them upon the first day of the week. Hier is 'n Anglikaanse teoloog wat hierdie stelling maak. Hy sê, nêrens is daar in die kerkvaders of in moderne teologie enige bewys dat daar enige apostoliese mandaat is, enige Nuwe Testamentiese mandaat is, dat die Sabbat 'n verskywing ondergaan na 'n Sondag toe. Catholic Cardinal James Gibbons skryf die volgende: You may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday. Hierdie is 'n Rooms-Katolieke kardinaal, James Gibbons, hy maak hierdie stelling. Jy gaan nêrens in die Bybel, van Genesis tot Openbaring, enigsins skryf dat Sondag enige heiligheid in hom het nie. Die Bybel konsekwent hou die Sabbat voor as 'n dag vir godsdienstige onderhouding. Episcopal Archbishop Carrington. Nou hierdie is 'n artikel wat in die Toronto Daily Star verskyn, 1949, 26 Oktober. Nogal naby aan waar ons nou is. En dit is 'n artikel wat gaan oor hierdie Philip Carrington se stelling wat hy gemaak het. Reverend Philip Carrington, Anglican Archbishop of Quebec, sent local clergy into a huddle today. In ander woorde, hy het die plaaslike geloofsgemeenskap geskit. Die plaaslike kerke, want dit is nou omgekrap. Saying outright that there was nothing to support Sunday being kept holy, Carrington told a church meeting in this city of straight-laced Protestantism that tradition and not the Bible had made Sunday the day of worship. Weet jy hierdie aartsbiskop Carrington, en hy bied hierdie lesing aan vir 'n klomp kerkleiers en hy sê maar daar's niks in die Bybel wat ons as protestante kan gebruik om te sê hierdie is hoekom ons die Sabbat hou nie. Dis bloot gebaseer op tradisie. Daar's geen Bybelse verslag dat Christus of sy disippels of die eerste eeuse kerk enige ander dag gehou het of ander aangesê het om 'n ander dag te hou as Sabbat. En dan kom die vraag, hoe het die onderhouding van Sondag begin? Want as ons daai vraag kan antwoord, kan ons beantwoord, is die Bybelse Sabbat nog geldig? Hoe het ons gekom dat 98% van Christendom staan by die feit dat ons op 'n Sondag aanbid? Nie meer vandag die Sondag as 'n heilige dag vier nie. Dit het so 2-3 dekades terug begin uitfaseer. Maar hoe het dit gekom dat ons op 'n Sondag aanbid? Dit het oor 'n baie lang tydperk plaasgevind. En ons gaan nou na die geskiedenis kyk.
Daar was baie politieke inmenging, daar was baie sosiale faktore by betrokke en heidense inmenging in die vroeë kerk. So kom ons volg die ontwikkeling van Sabbatonderhoudende Christenkerk, die eerste apostels, Jesus Christus, sy lewe op aarde, sy onmiddellike volgelinge, tot waar ons vandag is. Hoe het dit gebeur? Socrates Scholasticus, 5de eeuse geskiedkundige, wat nie verwar moet word met die ander Socrates nie. Hy skryf die volgende: Almost all churches throughout the world celebrate the sacred mysteries. En hy verwys na die nagmaal, the Lord's Supper, on the Sabbath of every week. Yet the Christians of Alexandria and at Rome, on account of some ancient tradition, have ceased to do this. Hierdie is 300 na Christus, dis in die 4de eeu, wat hy dit skryf. Hy sê, dit lyk asof al die kerke in die wêreld op 'n Sabbat by mekaar kom om nagmaal te vier. Daar is ander historiese wat aandui dat daar nog steeds mensegroepe was wat in die 4de, 5de, selfs 6de eeu na Christus getrou was aan die Sabbat. Die Waldense, die Kelte, verskeie ander mensegroepe in Europa wat hulle self getrou geag het aan die Bybel. En dan gebeur daar iets baie interessant voor hierdie 304de eeu omtrent. En die eerste 2 eeue na Christus, sê die jare tot by 100 en tot by 200, kom daar 'n ernstige opstand teen Rome van die Jode af. Nou julle, ons het gepraat oor die valse messiasse, Bar Kokhba, van hierdie ander ouens het gesê, ons gaan die Jode bevry van hierdie Romeinse onderdrukking. En wat doen die Romeine met daai Jode? Die Romeine reageer met baie aggressie teenoor die Jode. So wat sê dit? Dr. Samuel Bacchiocchi, godsdienstige geskiedkundige, skryf, beginning with the first Jewish revolt against Rome, various repressive measures, military, political and fiscal, were imposed by the Romans upon the Jews on account of the resurgent Jewish nationalism, which exploded in violent uprisings. Met ander woorde, die Jode kom en sê, die Romeine kom en sê, julle wil teen ons opstaan. Kom ons wys julle wat maak ons met rebelle. En hulle onderdruk hierdie Joodse volk soos hulle dit nog nooit beleef het nie. Hulle doen dit deur militêre mag, hulle kom in en enige plek waar daar militêre opstande is, kom hulle net in en veer dit van die grond af, maak al daai rebelle dood. Hulle doen dit polities en hulle doen dit deur finansies. Maar dis nie al hoe hulle dit doen nie. Die keiser Hadrian bring 'n ander manier in om die Jode op hulle plek te hou. En in omtrent 135 na Christus doen hy die volgende. Hadrian at this time prohibited the practice of the Jewish religion throughout the empire, condemning especially Sabbath observance. So hier het jy 'n Romeinse keiser wat kwaad is vir hierdie Jode omdat hulle rebelle is teen sy regering. En hy sê, as julle so wil wees, stop ons julle godsdiens. Julle sal nie meer Sabbat hou nie. En hy gaan verder. Hy verbied die besnydenis van babetjies. Enigiets wat Joods is, trek hy net 'n streep en hy sê, julle gaan dit nie doen nie. As julle wil rebelle wees, is julle godsdiens daarmee een. En hier begin hierdie toenemende vyhandigheid van die Romeine teenoor die Jode. Tesame met dit is daar ook konflik tussen die Christene en die Jode. Want die Christene en die Jode stem ook nie saam oor geloof nie. Want die Christene sê Jesus Christus, die Jode sê julle is mal, hy's vals. So die Christene begin 'n weerstand teen Joodsheid ontwikkel uit hulle eie geloofsperspektief uit, maar ook omdat die Romeinse ryk so anti-Joods is.
En die Christene wil nie geassosieer word met die Jode nie. Hulle wil niks met Joodsheid te doen hê nie. Hulle begin al hoe meer sensitief word oor enige verbintenis met Jode. En in die begin was Christendom gesien as 'n sekte van die Joodse volk, of 'n Joodse sekte. Die Christene, soos wat hulle groei, probeer wegbeweeg van daardie label wat aan hulle gehang is, as 'n Joodse sekte. Hulle sê, ons is nie 'n Joodse sekte nie. Ons het die waarheid. Ons is ware geloof. En onder die Sabbat, die onderhouding van die Sabbat, iets is wat die Christene en die Jode tot op hierdie stadium nog in gemeen gehad het baie Christene begin neig om die belangrikheid van die Sabbat te minimaliseer, want dit is 'n Joodse ding. En ons lees dit, impressive indications suggest that Sunday observance was introduced at this time along with Easter Sunday as an attempt to clarify to the Roman authorities the distinction between Christianity and Judaism. In ander woorde, ewe skielik begin die Christene al hoe meer 'n ander ding doen. Hulle begin al hoe meer nou wegbeweeg van die Sabbat af. En sê, maar ons sal op 'n ander dag aanbid, solank ons nie geassosieer word met die Jode. Wanneer Paulus vir die kerk in Rome skryf, in die boek Romeine, hoe spreek hy hulle aan? Hy sê, want aan julle heidene, sê ek. Nou vir ons is die woord heidene 'n skelwoord. In die Bybelse taal was dit maar net 'n groepering van mense wat nie Joods is nie. Dit is maar net die mense wat nie Jode is nie. Daar was nie 'n skelwoord, die woord heidene in die Bybelse konteks. So Paulus sê, aan julle wat nie Jode is nie, aan julle heidene sê ek. So hy identifiseer wie die meerderheid van Christene binne in die kerk in Rome is. En wat gebeur in die kerk in Rome? Hierdie Christene wat onlangs van die heidense geloof oorgeskakel het, is nie so goed gevestig in hulle geloof, soos wat die Christene in van die ander dorpe en van die ander stede van die Romeinse Ryk is nie, waar daar meer Joodse invloed is nie. Die kerk in Rome is nie so gegrond in die fondasie van die Ou Testament, in die fondasie van skrif, soos wat die ander kerke in die Romeinse Ryk is nie. En dit is waar uiteindelik die verskywing na Sondag plaasvind. Ons gaan dit nou sien. Hoekom kies hulle Sondag? Hoekom kies hulle nie Vrydag, Woensdag, of enige ander dag nie? Want die heidene in die Romeinse Ryk het vir eeue lank die son aanbid op hierdie spesifieke dag. Geskiedenis, as jy antieke geloofsgeskiedenis gaan lees, sal jy sien dat Sondag het diep betekenis in antieke kulture. Dit is die dag waarop die son aanbid word. En wie word gesien as die songod homself? Die Romeinse keiser. Hy is die god van son, die koning van die Romeinse Ryk. En dit is hoekom hulle op al hulle munte en op al hulle meublement en oral sit hulle hierdie motief van die son in die Romeinse Ryke gewees. En sommige teoloë, wel verskeie teoloë, glo dat die kerk het gedink dit hou vir hulle 'n voordeel in om 'n kompromie met hierdie heidense gebruik aan te gaan en sodoende weg te beweeg van die Joodse sekte wat vervolg word na iets waarmee die heidense Romeinse Ryk gemaklik sal wees en hulle nie sal vervolg nie. En vir eeue na hierdie gebeurtenis word Sondag deur Christene nie as 'n heilige dag gevier nie, maar net as 'n dag waar hulle bymekaar kom om te aanbid. Hoor wat sê die apostoliese instellings, apostolic institutions, en dit kom hier uit 380 na Christus. Keep the Sabbath and the Lord's Day festival. So die vroeë Christene hou die Sabbat heilig
En teen hierdie tyd het die Sondag al begin inbeweeg in hulle geloofsbeskouing. Keep the Sabbath and the Lord's Day festival, because the former is the memorial of creation and the latter of resurrection. Dis hoe hulle dit vir hulle self uitmaak. Maar daar's geen Bybelse grondslag vir hierdie stelling nie. Dis iets wat die kerk begin besluit om te doen. Die Romeinse Christene was nie die enigste Christene wat, kom ons noem dit, sorgeloos geword het en kompromie met hulle geloof begin aangaan het. Dis nie net die Christene in Rome nie. Hierdie valsheid van die afbreking van die idee dat ons net nie met Jode moet geassosieer word nie. Kom ons noem dit die erosie van die suiwerheid van die Christelike leer versprei deur die hele Christelike wêreld. Die kerk het standvastig gebly totdat die apostels uitgesterf het. En die tweede en die derde geslag Christene het gekom. En daar begin ons die eerste tekens van kompromis sien in hierdie tweede en derde geslag Christene. Hoor wat sê hierdie kerk geskiedkundige Robert Robinson. Toward the latter end of the 2nd century, most of the churches assumed a new form of worship. So hier na die einde van die 2de eeu, omtrent 200 jaar na Christus, het meeste kerke 'n nuwe vorm van godsdiens begin beoefen. The first simplicity disappeared as the old disciples retired to their graves. Soos wat die apostels afsterf. Die ouens wat die vaandel gedra het van waarheid, begin die kerk al hoe meer wegbeweeg van dit wat die apostels hulle geleer het. Nog 'n kerkgeskiedkundige skryf, in the interval between the days of the apostles and the conversion of Constantine, rites and ceremonies of which neither Paul nor Peter ever heard crept silently into use and then claimed the ranks of divine institutions. Met ander woorde, wat hier gebeur is, van Paulus of Petrus se tyd af, tot waar die Romeinse keiser in die 4de eeu, tot 'n sogenaamde bekering kom. En ons kan baie gesels oor Konstantyn se bekering tot Christendom. Was dit waar, was dit nie waar nie, wat het daar gebeur? Dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Maar tot hy uiteindelik 'n sogenaamde Christen word, wat hy moontlik was, ek weet, dalk by tye was hy. Geskiedenis is baie vertroebel oor dit. Maar in hierdie 4 eeue gebeur daar dinge in die kerk. Nuwe dinge word bekend gestel. Seremonies en rites en maniere van aanbidding. Wat hulle nie van geweet het, die apostels nie van geweet het nie. Dis nie dinge wat hulle geleer het nie. En so kom hierdie kompromie wat stadig maar seker insluip in die Christelike kerk in. En dit word uiteindelik in die jaar 321 deur die keiser Konstantyn vasgemaak as wetgewing. Nou dis belangrik om te besef dat in die tyd wat Konstantyn hierdie wetgewing maak, is hy nog 'n heiden. Nou hy het baie rondgeval, dan sê hy heiden, dan kom hy tot bekering, en dan verval hy weer in heidense praktyke, hy aanbid die heidense afgode, en dan sê hy weer 'n Christen. Maar hierso het hy nog nie sy eerste bekeringservaring nie. En hoor wat is die wet wat hy vasmaak in 321. Hy sê, on the venerable day of the sun, the Sondag, let the magistrates and people residing in the cities rest, and let all workshops be closed. In the country, however, persons engaged in agriculture may freely and lawfully continue their pursuits. En dis die eerste wetgewing waar Sondag aanbidding, ek hou nie van die woord Sondag aanbidding nie, Sondag onderhouding, want ek glo nie mense aanbid die Sondag nie. Sondag onderhouding die eerste keer wettiglik vasgemaak word. Wanneer Konstantyn sê, dis nou moet julle begin Sondag hou. En hy doen dit van 'n heidense perspektief af. Hy's nog nie 'n Christen nie. Want die heidene aanbid op Sondag vir wie? Vir hom. Vir hom wat Konstantyn is, die keiser. So natuurlik pas dit hom dat hulle dit doen.
Die volgende stap sou wees om Sondagonderhouding 'n integrale deel van die Christendom te maak. Deur die kerk van Rome in die Raad van Laodicea amper te manipuleer om die volgende besluit te neem. In die jaar 325, en Eusebius, Church Father en historian, hy skryf hierdie in die 4de eeu, en hy skryf oor hierdie raad van wat sê woord van Laodicea. En hy skryf in the year 325, Sylvester the Bishop of Rome. In ander woorde, ek kan amper sê die paus. Paus is die biskop van Rome, né? So Sylvester the Bishop of Rome officially changed the title of the first day, calling it the Lord's Day. Die gedagte dat die term die dag van die Here iets is wat die apostels in die Nuwe Testament bekendstel, is nie deur geskiedenis geondersteun nie. Wanneer die Nuwe Testament praat van die dag van die Here, kan dit ander goed beteken, maar dit beteken nie Sondag nie. Want dit is eers in die 4de eeu dat die kerk sê die eerste dag van die week is the Lord's Day. Hierdie raad van Laodicea maak die volgende wet vir die kerk. Christians shall not Judaize. Wat beteken keep the Sabbath. And they shall not be idle on Saturday, but shall work on that day. But the Lord's Day they shall especially honor, and as being Christians shall, if possible, do not work on that day. If, however, they are found Judaizing, they shall be shut out from Christ. Laat my stelling net so 'n bietjie aan. Die kerk sê, die Raad van Laodicea sê, ons het die mag om te besluit wie is ingesluit in Christus en wie is nie. Die kerk. Ongeag wat jy as gelowige beleef in jou geloof, ons as kerk besluit wie's gered en wie nie. En een van die beginsels waarop ons dit besluit is of hou jy Saterdag, want as jy Saterdag nog steeds as die Sabbat hou, soos wat die vroeë Christene gedoen het, dan is jy uitgesluit uit Christus uit, jy is nie meer gered nie. En nog steeds vind ons tot in die 6de eeu dat daar vroeë Christene is wat nog steeds die Sabbat hou. Want die paus Gregorius, of Gregorian, hy voel dit nodig om dit aan te spreek. Wanneer hy sê, as the prophets of Antichrist, those who maintained that work ought not to be done on the 7th day. So die paus, en as jy deel van die ander Bybelgeskiedenis nou in konteks begin bring, dan is hierdie stelling eintlik verskriklik ironies. Dat die paus sê, enige iemand wat die 7de dag hou, is die profete van die Antichrist. Nou is 'n verskriklike ironie agter daai stelling. Miskien sal ons op 'n ander tyd daaroor praat. So selfs in die 6de eeu, wanneer hierdie paus hierdie skryf, is daar 'n probleem in sy kerk. 'n Probleem in Christendom. En dit is al nog steeds mense wat sê ons wil die Sabbat hou. Nou, dit is baie belangrik dat ons moet weet, die Bybel was op die eerste 1800 jaar van Christendom nie toeganklik vir meeste Christene nie. Dit wat jy en ek in ons huise het, wat ons as so vanselfsprekend aanvaar. Ek het seker 30 Bybels in my huis. Maar net, ek het 'n Bybel. Vir eeue was daardie boek nie toeganklik vir die gewone man op straat nie. Vir hoeveel eeue sou jy en ek waarskynlik, as ons in daai tyd geleef het, nie 'n Bybel kon vat en kon lees nie. Waar ons godsdienstige inligting vandaan sou kry, sou by die kerkleiers gewees het. En waar het hulle dit gekry? By ander kerkleiers. En waar het hulle dit gekry? By ander kerkleiers.
Die Bybel was nie toeganklik soos wat dit vandag vir ons is nie. En ewe skielik hierso in die 1500s spring daar 'n beweging op wat die wêreld skud. Die beweging van die hervorming, die beweging van protestantisme, daar waar jy en ek vandaan kom. En manne soos Luther en Hus en Jerome en Calvin en hierdie ouens spring op en sê, ons moet teruggaan na die Bybel toe. Ons moet teruggaan na die woord van God toe. Nie meer wat die kerk sê nie, en hulle kom met hierdie kom ons noem dit maar 'n slogan wat hulle sê, sola scriptura, die Bybel en die Bybel alleen, dis die fondasie van ons geloof. En wat gebeur? Daar kom skeuring in die Christelike kerk. Nou die woord hervorming beteken dat hulle bedoeling was nooit om 'n nuwe geloofsgemeenskap te stig nie. Hulle wou die Christelike kerk wat ons vandag identifiseer as die Rooms-Katolieke kerk, dit was die kerk vir 1500 jaar, sê 1300 jaar van die wêreldse geskiedenis, was dit die enigste Christenkerk wat bestaan het. En hierdie hervormers kom en hulle sê, ons wil dit hervorm, ons wil die Bybel weer terugbring in sy oorspronklike plek. En toe dit nie gebeur nie, toe word hulle protestante. Toe sê hulle, nou gaan ons protesteer teen dit wat julle leer. Ons gaan nie meer saamstem nie. En ek vra in so lesing, wie hier ag hulle self as protestante? Wie? Is enige iemand wat sê ek is 'n protestant? Waarteen protesteer jy? Teen wat? Teen watse godsdienstige beginsels sê jy ek is 'n protestant? Ek protesteer hierteen. Dis nie die waarheid nie. Ek stem nie hiermee saam nie. En hierdie mense soos Hus en Jerome word doodgemaak vir die feit dat hulle die kerk wil terugvat na die Bybel toe. Na die 6de eeu het die waarheid van die Sabbat onaktief begin raak. Dit het weggeraak in wat ons noem die donker eeue. En die Christelike kerkleiers het die bepalers geword van wat word gedoen en geglo in die kerk. En net soos daardie spinnekop het baie min hierdie probleem noukeurig ondersoek om uit te vind wat is regtig die waarheid. Hulle het net aanvaar wat van geslag tot geslag oorgedra is. En jy en ek loop ook die gevaar, ongeag die kerk waarin ons mag wees, dat ons ook hier sit of daar sit, net omdat my ouers my dit geleer het. Dit is nie goed genoeg rede om enigiets te glo nie. Jy het 'n verstand gekry by God om jou eie ondersoek te kan doen. En waar doen ons ondersoek? In die woord van God, in die Bybel. Nie om te kom sit en luister na 'n lesing wat ek aanbied nie, want ek kan ook valsheid verkondig. Jy kan nie iets glo net omdat ek dit sê nie. Die enigste ware bron, die enigste ware riglyn vir die Christelike lewe is die Bybel. Die volgende stelling word gemaak deur daardie selfde kerk wat die weg oopgemaak het deur kerkregtelike wetgewing te maak. En dit sê, for over 1000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, the church changed this day from Saturday to Sunday. By virtue of her divine mission. En hierdie is Catholic Mirror, 1905. Met ander woorde, die kerk het 1000 jaar nog voor protestantisme bestaan het. Deur haar goddelike gesag die besluit geneem om die dag te verander. Dis waar dit in die Christendom ingekom het. Catholic Record, 1893. Sunday is founded not on scripture, but tradition. And distinctly a Catholic institution. Die Rooms-Katolieke Kerk se uitlating, ons gaan nou by dit kom wanneer hulle dit vir Martin Luther ook sê. Maar die Rooms-Katolieke Kerk se argument is, as julle regtig protesteer, los ons dag uit.
Julle kan nie ons dag vir julle vat en sê julle is protestante nie. It's distinctly a Catholic institution. Dis ons sin. Converts Catechism. The Converts Catechism of Catholic Doctrine, bladsy 50. Which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Hierdie kerk eis dat dit die kerk is wat die gesag oorgedra het van Sabbat na Sondag toe. Maar God, het jy nie geweet dit gaan gebeur nie? Het jy ons nie gewaarsku nie? In al die Bybelprofesie, het jy nie seker gemaak dat ons weet so iets gaan plaasvind nie? Hy het. En hy praat hier van die antichristiese sisteem. Nie 'n persoon nie, 'n sisteem. Wat sê hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel. En hy sal probeer om tye en wet te verander. Wat is die een gebod? Wat is die een wet wat ook met tyd te doen het? Wat verander kan word? Wel, die Sabbat. Dis die enigste een wat te doen het met tyd. Dis die enigste een van God se wet wat kan probeer verander, wat tyd ook verander word. Gedenk, onthou die Sabbatdag dat jy dit heilig. Die Romeinse kerk bely in die volgende. The Catholic Church, after changing the day of rest from Saturday, the 7th day of the week, to Sunday, the 1st day of the week, caused the third commandment to refer to Sunday as the day to be kept as the Lord's Day. Catholic Encyclopedia. Nou wag het gou, wat se gebod handel oor die Sabbat? 4. Die 4de gebod. Hierso sê die Catholic Encyclopedia, die feit dat die kerk die dag verander van Saterdag na Sondag, die eerste dag van die week, verander die 3de gebod. Dit maak nie sin nie, totdat ons in dieselfde Catholic Encyclopedia hierdie sien. Hierdie spesifieke een. Roman Catholic version van die 10 gebooie nie. In die Catholic Encyclopedia, hulle eie encyclopedia, is dit die weergawe van die 10 gebooie wat hulle ingesit het. Eerste een is, jy mag nie ander gode voor my hê nie. Die tweede een is, jy mag nie die naam van die Here jou God in oneer bring nie. Maar dis nie die tweede gebod in die Bybel nie. Die tweede gebod in die Bybel sê, jy mag nie vir jou enige gesneede beeld maak nie, van enigiets op die aarde of bo die aarde of onder die see nie, en so gaan dit aan, en jy mag nie voor dit neerkniel en dit aanbid nie. Wat is een van die fondasies van Rooms-Katolieke aanbidding? Dis Moeder Maria. Ons bid via Moeder Maria tot God. En nie net Moeder Maria nie, ook ander apostels en ander heiliges. En ek was dan in verskeie Rooms-Katolieke kerke en kathedrale, verskriklike pragtige kerke, maar dit is altyd vol beelde wat as die kanaal van aanbidding gebruik word. En daarom word in die Catholic Encyclopedia daardie gebod heeltemal uitgehaal. En dan is daar, remember the Sabbath day to keep it holy, dis die 4de gebod, dit skuif na die 3de gebod toe. En dan volg die volgorde dieselfde, Here jou vader en jou moeder, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie leuns vertel nie, en dan ewe skielik moet hulle nou 10 gebooie opmaak, want hulle het een uitgehaal. En dan sê hulle, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en 'n ander nuwe gebod is, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Probleem opgelos. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel, en hy sal probeer om tye en wet te verander. En nou vra jy jouself waarskynlik af, hoe op dese aarde is dit moontlik dat hierdie kerk die, ek kry nie die Afrikaanse woord nie, die audacity, vermeerderheid het, om openlik te erken
dat hulle die gebooie van God verander het. Dat hulle die dag wat hy heilig gemaak het, verander het. En ons vra daai vraag, want ons beleef die wêreld deur 'n protestantse bril. Want wat is ons gesag? Die Bybel. Bybel en die Bybel alleen. En daarom is dit wat hulle gedoen het vir ons vermetel. Maar 'n katholieke tradisie, 'n katholieke beskouing van geloof lyk baie anders as ons protestantse beskouing daarvan. Hoor hoe beskryf hulle geloof? Tradition, not scriptures, is the rock on which the Church of Jesus Christ is built. Ons tradisies is waarop ons geloof bou. Gaan verder. Like two sacred rivers flowing from paradise, the Bible and divine tradition contain the Word of God. Though these two divine streams are of equal sacredness, still of the two tradition to us is clearer and safer. Ander woorde, dit is waar hierdie gedagte vandaan kom dat die kerk het die gesag om tradisie te bepaal. Want God sê vir die kerk wat die nuwe wette en reëls in aanbidding moet wees. Nie deur die Bybel nie. Een van die belangrikste verskille tussen protestante en katolieke in die vroeë dae van die hervorming was juis hierdie gesag van tradisie van die kerk. Martin Luther kom na die tafel toe en hy sê, ons kan nie tradisie aanvaar nie. Ons kan nie die instellings van die kerk as gesaghebend aanvaar as die Bybel iets anders leer. Nou is tradisie 'n slegte ding. Nee, tradisie is nie 'n slegte ding nie. Ons almal het 'n tradisie wat agter ons is. Ons almal het 'n kulturele fondasie waarop ons lewe gebou is. Die vraag is my tradisies teenstrydig met die Bybel? So Martin Luther kom na die kerk toe en sê, ons kan nie tradisies bo die Bybel stel. Die Bybel is die geïnspireerde woord van God. En die kerk en Martin Luther is in hierdie konflik met mekaar. En as jy nou ooit belangstel in kerkgeskiedenis, en jy wil nie lees nie, maar jy wil 'n fliek kyk. As 'n fliek met die naam Luther, nie die moderne ene nie, dit is heeltemal iets anders. Moenie dit gaan kyk nie. Luther, die hervormer se lewensverhaal. Gaan kyk dit, dis verskriklik insiggewend hierdie interaksies wat hy met die kerk het. Maar hy kom en hy begin opstaan teen die kerk. En uiteindelik is hy so 'n doring in die vlees van die kerk, dat hulle 'n hele raad by mekaar roep, 'n komitee by mekaar roep, in die hele wêreld uit. En hulle sê, kom ons bespreek hierdie ding van Luther. Hierdie ding van die verhouding van tradisie tot die kerk, tot die Bybel. En uiteindelik kom hulle tot die volgende gevolgtrekking. Holshausen skryf daaroor. Finally, at the last opening, dis nou hierdie Raad van Trente. Finally, at the last opening on the 18th of January 1562, all hesitation was set aside. Ander woorde, die kerk argumenteer nou teen Martin Luther oor het die Bybel meer gesag of het tradisie meer gesag. The Archbishop of Reggio made a speech in which he openly declared that tradition stood above Scripture. The authority of the church could therefore not be bound to the authority of the Scriptures, and that is because the church had changed the Sabbath into Sunday, not by command of Christ, but by its own authority. En die argument wat die kerk gebruik teen Martin Luther is dat, maar jy hou ook Sondag. En Martin Luther leef 300 jaar voor daar weer 'n Sabbatsherlewing sou plaasvind in die wêreld. Maar hy het gestaan vir wat hy glo reg is. En hy het die weg gebaan vir die hervorming om uiteindelik te kan posvat en te kan voortgaan. Maar in hierdie Raad van Trente sê hulle vir hom, ons het 'n bewys dat kerktradisie bo Skrif staan. En daardie bewys is Sondag. So hoe het ons gekom waar ons vandag is? Deur die geskiedenis van die kerk was daar baie misverstande. Daar was baie kompromieë aangegaan.
Daar was baie praktiese oorwegings wat dalk in daai oomblik vir die Christene gelyk het soos 'n goeie uitkoms. Daar was baie tradisies wat ingesluit het. En oor eeue, ten minste 6 eeue, ten minste 600 jaar, kom daar die verskywing van die eerste Christen apostels wat sê, in Handelinge, soos dit hulle gewoonte was, op elke Sabbat van die jaar, het Paulus gegaan om te leer. Kom daai verskywing, stadig maar seker, tot ons uiteindelik 600 na Christus kom, die 7de eeu. En die Christenkerk amptelik Sondag as die dag van aanbidding kies. Jesus het 'n vraag vir die godsdienstleiers van sy tyd gevra. Oor 'n ander onderwerp. Nie oor die Sabbat, maar die vraag bly relevant. Jesus het gevra, waarom oortree julle die gebod van God ter wille van julle eie oorlewing? Hy vat hy vraag verder 'n paar verse later in Matteus 15. Te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Die vraag wat jy en ek vanaand moet antwoord is, wie volg ons? Is ons hier om te sê ek staan by die Bybel en by die Bybel leer en by die Bybel alleen? Of is ek gemaklik met menslike tradisies wat eintlik maar gelyk is aan 'n spinnekop met 6 pote? Jesus sê, hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Te vergeefs vereer hulle my, deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Julle verstaan dit goed om die gebod van God op sy te sit, en so julle eie oorlewering te onderhou. Jesus sê, dit is liefde tot God. Dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar. Onlangs was daar nogal 'n groot oplewing in die godsdienst en die politieke wêreld oor 'n man met die naam Charlie Kirk. Hoe is dit in Engels sê, evangelical in Amerika. En hierdie ou het interessante politieke uitlatings gehad, interessante politieke standpunte gehad waaroor hy gestaan het, en hy het graag debatte gevoer. En ek is seker, meeste van ons het daai naam gehoor en weet van wie ek praat. En hy word doodgeskiet in een of ander politieke sluipmoord waar al baie stories is. Maar kort voor sy dood het Charlie Kirk begin om 'n nuwe beweging van stand te begin bring. En dit is 'n beweging wat sê, ek en my gesin hou die Sabbat. En hier is die redes, en dis die voordeel wat dit tot ons lewe toevoeg. Want jy sien, dit gaan nie net oor moets en moenies nie. Niks wat God vir die mens gee hy net omdat hy dit op 'n whim uitgedink het nie. Enigiets wat God vir die mens gee hy omdat dit tot voordeel van jou is. Omdat jy waarde daaruit kan kry. En dit is hoekom sy gebooie nie swaar is nie. Want as jy voordeel uit iets uitkry, is dit vir jou maklik om dit te aanhou doen. Jesus sê, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God liefgehad het, maar dat hy ons liefgehad en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Liewe vriende, besef ons hoe lief God ons regtig het. Besef ons wat 'n verhouding God met my wil hê. Hoe belangrik dit vir hom is om in 'n verhouding met my te wees. Dat hy self so ver gaan en sê, ek wil 'n teken in plek sit wat daardie verhouding vasmaak.
Daardie teken is nie my verhouding met hom nie. En as jy dit dink, mis jy die punt van die Sabbat. As jy dink, solank ek net die Sabbat hou, dan is my verhouding met God reg, dan mis jy die rede hoekom die Sabbat daar is. En die Sabbat is daar om te sê, ek bevestig op hierdie dag dat ek 'n verhouding met God het. Dis die voordeel wat jy uit die Sabbat uit kan kry. Ons baie voordele, is 'n dag van rus, is 'n dag van afsluit van die wêreld. Ek en my gesin, ons hou die Sabbat van 'n Vrydag aand by die son sak tot 'n Saterdag aand by die son sak. Ons sit nie 'n televisie aan nie. Ons gaan nie winkels toe nie, ons doen geen besigheid nie. Ons spandeer tyd soveel as wat ons kan met mekaar, met ander gelowiges, met ander mense. As die geleentheid op voordoen, probeer ons uitreik en bydra tot die gemeenskap. En dit is vir my die beste dag van die week. Dit is so 'n ligpunt vir my in die week. Hier waar ek vanaand op 'n Dinsdag aand is, ek het nou met Nico gepraat, ek is deur 'n rowwe dag vandag. Kyk, as môre Sabbat kon wees, sou dit die wonderlikste ding gewees het. Ek sien uit na die Sabbat wat kan kom, wat ek kan afsluit, wat ek sosiale media probeer vermy, wat ek wegstap van hierdie wêreld af, net vir 24 uur, en net daar wees wat regtig belangrik is, wat regtig saak maak. En dit is my gesin, en my mense om my, en my God. Die liefde van God is groter as wat enige tong dit kan bely, is groter as wat enige pen dit kan neerskryf. Die vraag is, hoe reageer jy en ek op daardie liefde? Is daar hoop in die chaos? Wel, as ek 'n God het wat vir my so lief is, dat hy 'n 7de van tyd op sy sit, vir my om 'n verhouding met hom te hê. Dat God meer van my tyd wil hê as wat hy van my geld wil hê. God vra 'n 10de van ons geld, maar hy vra 'n 7de van ons tyd. Omdat hy met ons in verhouding wil wees. Omdat hy met ons in verbinding wil wees. Daar is hoop saam met so God. Daar's 'n boekie daar agter, waarom ek 'n Sabbat onderhoudende Christen is. Dit is geskryf deur Dan Jarrett. Ek gaan so vinnig lees, ek het in 'n Sondagkerk groot geword, en vandat ek 'n Sabbat onderhoudende Christen geword het, het baie familielede en vriende na my toe gekom met vrae, hoekom gaan jy op Saterdag kerk toe? Wat het jou besiel om die verandering te maak? Hierdie boek is die resultaat van my antwoord op die vraag, waarom? En voel vry om een te vat, selfs 2 te vat, as jy vir iemand een wil gee. En hy brei baie uit op dit wat ons vir die laaste 2 aande bespreek het. Hy hanteer ook 'n paar moeilike tekste, wat baie keer op ons pad kom, wat mense gebruik om vrae te vra oor Sabbatonderhouding. Hy hanteer daardie tekste, hy verduidelik wat hulle in die konteks van die oorspronklike teks beteken, en nie net wat ons daarvan dink nie. So, vat hierdie boekie, en lees hom deur. Môre aand is ons weer hier, ander onderwerp. Die grootste vyand oorwin. Nooi uit om môre aand weer saam met ons te kom kuier. Ons sal 'n bietjie persoonlike uitnodiging stuur vir hulle wat vanaand dalk nie hier was nie. En ek hoop dat hulle môre aand weer by ons sal aansluit. Kom ons doen 'n gebed saam. Here, dankie vir u liefde, dankie vir u goedheid. Dankie vir u begeerte om met my 'n verhouding te wil hê. Ek verstaan dit nie, Here. Ek is sondig, ek is nietig, ek verdien op geen manier om op enige vlak met die heilige God van hemel en aarde te kan assosieer nie. Tog kies u om met my verhouding te hê. Tog maak u dit vir my moontlik om u te ken. Here, dankie dat u so ver gaan om 'n verbondsteken in plek te sit, sodat daardie verhouding wat ek met u het, praktiese betekenis kan kry in my lewe. En Here, u mag dalk iemand wees wat vanaand hier sit wat onkant gevang is deur dit wat hulle vanaand gehoor het. Dalk 'n bietjie ontsteld is, dalk 'n bietjie kwaad is.
Ek vra dat U die vrede wat alle verstand te bowe gaan, in ons harte sal gee. Vrede wat in Jesus Christus gevind is. Oortuig ons van die waarheid uit U woord uit, Here. Vat ons terug na U woord toe en laat ons weer gaan studeer. Sodat ons die waarhede wat in U woord is, ons eie kan maak. Nie omdat Hendrik so gesê het nie, maar omdat U woord dit vir ons leer. En U woord is waarheid. En U woord wil vir ons die beste hê. Beskerm ons asseblief deur die aand, hou ons veilig. Dankie dat U vir ons weer eens voorsiening gemaak het om iets te eet. En bring ons weer môre aand hier by mekaar. In Jesus se naam. Amen.